En ons is nou by Johannes hoofstuk 8. Dit is wat ons gaan lees vanaf vers 51. Vanaf vers 51 tot verse 59. 51 tot 59 en dan ook die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 10. Jy sal sien, ek gaan nou artikel 10 behandel, daardie tema van Jesus se godheid. Frederik het laas artikel 8 behandel, waar hy gepraat het oor God is een in wese en onderskeie in 3 persone. En dan artikel 9 gaan hy dan op 'n volgende geleentheid gaan hy na daai behandel, skrifgetuienis oor die leer van die 3 eenheid, want die 2 pas baie saam met mekaar, so hy gaan maar net voortbou op daai. So ek staan stil vanaand by hierdie tema van die godheid van Jesus Christus, en dit is nou wat ons so baie duidelik sien in hierdie gedeelte uit Johannes 8. So laat ek daai vir ons eers lees en dan hou ek vir ons hierdie artikel 10 voor. Johannes 8 vanaf vers 51. Voorwaar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Toe sê die Jode vir hom, nou weet ons dat u van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete, en u sê, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie smaak nie. Is u dan groter as ons vader Abraham wat gesterf het, en die profete het gesterwe, vir wie gee u uself uit? Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. En julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leienaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het hom verheug, dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en het hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en het u Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. En dan die artikel 10, die godheid van Jesus Christus. Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy goddelike natuur die eniggebore seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore. Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een wese met die Vader, ewig saam met hom, die ewe beeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid, en in alles aan hom gelyk. Hy is van ewigheid die seun van God, en nie slegs sodat hy ons natuur aangeneem het nie, so leer die volgende getuienis in ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het, en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord, wat hy God noem. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy seun gemaak het, en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. So moet hy wat God, die woord, die seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het, toe alles deur hom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Hy is dus die ware, ewige God, die almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. Die belangrikste vraag wat elkeen moet antwoord in hierdie lewe is, wie dink jy is Jesus? Dit is 'n baie belangrike vraag. En dit is ook 'n baie belangrike vraag, hierdie belangrike vraag wat Jesus aan sy disippels gevra het. Daar in Matteus 6:10 vers 15, maar julle, wie sê julle is ek? En daardie antwoord op daardie vraag het ewigheidsimplikasies. En daarom het belangrik is dat ons besef wie die Here Jesus is en wat hy kom doen het. Nou vandag staan ons stil by hierdie aspek van dat ons moet weet dat Jesus God is. In artikel 8 en 9, daar sien ons daar is een wese, God is een wese, maar
3 persone. Jesus het 2 nature, sy menslike natuur en sy goddelike natuur. Artikel 10, wat ons nou vanaand na kyk, gaan spesifiek oor sy godheid. In artikel 17 gaan dit oor Jesus se mensheid. So waarin jy moet glo vir verlossing, is 100% Jesus, 100% God, 100% mens. Hy is dit wat nodig is om gered te word, en hierdie is nodig om 100% Jesus te bely. Vraag 17 van die Heidelbergse Katekismes vra, waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? En dan is die antwoord, om deur die krag van sy godheid, die las van die toorn van God, aan sy mensheid te kon dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. En dit spesifiek is 'n verwysing onder andere na Naam 1 vers 6, wat dit sê, watter mens kan die toorn van die Here dra? So geen mens is die antwoord. So Jesus moes ook God wees, anders sou hy nie die toorn vir sondaar mense se sonde kon dra nie. So dis 'n baie belangrike beginsel en is ietsie wat so hartseer is, en dit moet by ons hartseer opbring wanneer ons hoor dat mense Jesus se godheid in twyfel trek, want dan beteken dit daai mense dink verkeerd oor Jesus, en dan is daar nie vir hulle verlossing nie. Kom ons kyk na Jesus se godheid. Jesus het die kerkmense van sy dag geleer dat hy self God is. Hy het dit baie duidelik aan die fariseërs op verskillende plekke uitgewys, en hierso ook in Johannes 8. Jesus wys hulle daarop dat Abraham hom geken het, en Abraham het uitgesien na sy menswording. Abraham het Jesus se dag gesien, daar in vers 56. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en hom verbly. So Jesus wys basies uit dat die fariseërs se geloof verskil van Abraham se geloof. Hulle was miskien fisiese afstammelinge van Abraham, maar hulle was verseker nie geloofsafstammelinge nie. In Johannes 8 vers 37, net 'n klompie verse voor wat ons gelees het, sê dit, ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Nou hierdie stelling, wat Jesus maak, dat Abraham Jesus se dag gesien het toe nou hierdie minagtende reaksie van die Jode uitgelok. Hulle sê in 57, toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en u sê, u het Abraham gesien. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Ego eimi. En dit is, as jy nou ego vertaal, is dit ek, en eimi is ek is. So wat Jesus daar basies sê is, ek is. En met hierdie woorde sien ons, dat Jesus hierdie belangrike woorde van die ek is gebruik, wat kom van God se woorde, wat hy aan Moses by die brandende bos gespreek het, waar hy homself beskryf het. Dis nou die Here het homself beskryf as, ek is wat ek is. So wat Jesus hier doen is, hy maak die stelling dat hy dieselfde ene is, hy is God. En wat is die noodwendige gevolg van mense wat nie Jesus wil erken as God nie, maar dan beteken dit, hulle moet glo wat Jesus leer, hulle moet sy woord bewaar, en hulle wil nie dit doen nie. Hulle tel die klippe op om hom te stenig, want Jesus het nou net gesê, hy is God. Nou in die Ou Testament, dan kry mens die woord Adonai, en dit word vertaal met Here, maar die eerste letter is 'n H, en dan is die ander letters is klein letters, so jy het Here, maar hoofletter H en klein letter E-R-E. Dit is waarmee Adonai vertaal word. Yahweh word vertaal dan met Here, en na Yahweh is daar die ek is. Nou, in die Nuwe Testament, het ons nie, jy het nie hierdie Here met die hoofletters, wat jy in die Nuwe Testament kry nie, want in die Grieks, het jy die woord Kyrios. Theos is dan natuurlik God, maar Kyrios is dan wat ons vertaal met Here. Die uitdaging is net, Kyrios kan in verskillende kontekste verskillend verstaan word, verskillend gelees word. Byvoorbeeld, Kyrios word met Here vertaal, maar dit word gebruik byvoorbeeld as
meester of baas, Matteus 13 vers 27, Matteus 21 vers 30, of dit word vertaal as die eienaar, die Kyrios, die eienaar, Matteus 6 vers 24, maar, wat ons sien in Lukas 3 vers 4, kan ons daai Kyrios as Jahwe verstaan, as dit met skrif vergelyk word, want in Lukas 3 vers 4 dan sê dit, berei die weg van die Here, berei die weg van die Kyrios, maak sy paaie reguit. En dan in Jesaja 40 vers 3, dit is nou Lukas 3 vers 4, haal Jesaja 40 vers 3 aan, dan sê dit, berei in die woestyn die weg van die Here, Jahwe. Nou sien ons duidelik, daar is dit, word gepraat van Here. En as mens nou weet, Lukas 3 vers 4, verwys na Johannes, die doper se bediening, wat die weg moet voorberei vir die Here, en dan is dit Jesus wat daar op die toneel kom. So dan is dit baie duidelik, daar in Lukas, dat hierdie verbintenis gemaak word tussen Jesus en Jahwe. Jesus, die ene wat nou verskyn, is Jahwe, die Here. Nou, daar is nog baie ander skrifgetuies dat Jesus God is. En ons gaan nog later ook meer van dit sien, maar onder andere is Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. So hy het dieselfde heerlikheid as die Vader. So dan is hy self ook God. Want heerlikheid kan mens verstaan as mens praat van die Here se heerlikheid, wat sê ons? Dan sê ons, dis wie die Here is. Dit is een, baie of al sy eienskappe. Dit is wie die Here is. Dit is sy heerlikheid. 1 Johannes 5 vers 20 is ook nog 'n belangrike vers om Jesus se godheid te wys, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. So hier is maar net 'n paar skrifgetuies om te wys dat Jesus God is. So, ons glo in Jesus se goddelike natuur, maar hoe sien ons sy verhouding tot God die Vader? Want dit is eintlik waar daar so baie dwaalleer ingekom het. Want ons sê, ja, Jesus is God, maar hoe werk hierdie verhouding met die Vader? In die Nederlandse geloofsbelijdenis dan word dit so verwoord, ek glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy goddelike natuur die enige gebore seun van God is. En as ons dink aan gebore, dan dink ons aan ontstaan in die sin van die kind is gebore, daar was 'n begin vir hierdie persoon. Maar dit is nie noodwendig hoe die woord gebruik word nie. En dit is nogal 'n belangrike ding. Die woord enige gebore kom in die skrif voor. Dis hoekom die belydenis ook daai woord gebruik het. Monogenes is die Griekse woord. Enig geborene of enige gebore. Nou 4 keer word daar in die evangelie beskrywings volgens Johannes verwys na Jesus as die enig gebore seun van God. Johannes 1 vers 14, 1 vers 18, 1 vers 16 en 1 vers 18. Okay. Nou, beteken dit dat Jesus gebore was soos 'n mens, dat hy 'n begin van tyd het? Na sy mensheid het hy natuurlik 'n begin gehad. Hy is gebore uit die maagd Maria, hy is ontvang deur die Heilige Gees. So daar was 'n begin aan sy mensheid, maar as ons praat van sy godheid, en ons sê hy is na sy goddelike natuur die enige gebore seun van God. Wat is ons besig om daar te sê? Sê ons hy het ook 'n begin? Want die probleem is as ons sê hy het 'n begin, dan sê ons hy is geskep, en dit is 'n groot probleem. Maar die skrif gebruik daai woord, so hoe moet ons dit verstaan? Ons moet kyk na wat die betekenis is van daardie woord ook, want ons het natuurlik verskillende betekenisse, maar een betekenis is dat hierdie Griekse woord, monogenes, word nie net vir Jesus sy enige gebore feit gebruik nie, maar dit word ook vir Isak gebruik. Hoor gou hoe gebruik Hebreërs 11 vers 17 dit. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is,
Isak geoffer? Ja, hy wat die beloftes ontvang het sy eniggeborene geoffer. En julle sal onthou dat Isak was nie die eerste kind van Abraham nie. Hy was nie die enigste ene wat gebore was nie, maar tog word hier gesê, hy is die eniggeborene van Abraham. So hoe maak ons sin van dit? Wat leer ons hieruit? Isak was nie net Abraham se enigste seun nie, Ismael was sy ander seun. Isak was Abraham se enigste seun by Sara, ons weet dit, en die kind van die belofte. Die woord beteken dis nie dat Abraham slegs een seun gehad het nie. Nee, Isak was een van 'n soort met betrekking tot Abraham. So hy was, as ons dit nou so in Hebreërs 11 vers 17 inlees, dan sê dit, hy wat die beloftes ontvang het sy een van 'n soort geoffer. Een van 'n soort. Hy is uniek. Hy het die belofte gehad. Hy het 'n unieke verhouding gehad met Abraham. En so is dit met die tweede persoon, en dan die eerste persoon van die Godheid. Daar is hierdie unieke, enigste, spesiale, eie soortige verhouding. Dis 'n eniggebore verhouding. Dit is hoe ons daai woorde moet verstaan. Jesus is ten opsigte van sy goddelike natuur die eniggebore seun van God. Nou dit is wel so dat Isak 'n begin gehad het in sy spesiale verhouding met Abraham, maar het Jesus na sy godheid, na sy goddelike natuur 'n begin gehad? Nee. Hy is wel deur die Vader bekend gemaak. Nou die ander, kyk, hierdie is eintlik 'n groot kerkhistoriese debat gewees. Onthou die geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius, die ouens het hierdie ding lank uitgeredeneer en ek gee eintlik nou net 'n opsomming. En dit is baie tegnies, veral as jy ook na die Latyn kyk. Maar ons moet probeer sien uit die skrif uit dat Jesus het nie 'n begin gehad nie. Dit is baie belangrik, want dan sou hy nie vir sonde kon sterf het nie. Nou in Psalm 2 vers 7, dan sê dit hierdie: Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Maar wat beteken gegenereer? Gegenereer, en ons verstaan baie keer as ons dit nou sê, hy het hierdie ding gegenereer, beteken daar was 'n begin gewees. Maar dis nie hoe die woord daar gebruik word nie. In die King James dan sê dit, He is begotten. Nee, dit is nou eintlik meer daai ding van begotten. Hoe werk hierdie begotten? Nou, toe Tertullius hierdie vers omdig het hy dit so verklaar, en dit is eintlik aan die hand van Hebreërs, eintlik al hierdie verse waarna ek nou gaan praat, van in Handelinge, Hebreërs en in Hebreërs 1 vers 5 en Hebreërs 5 vers 5, en ek sal nou dit vir julle uitwys, maar daar het hy dit omdig as, ek self sê God, het U gegenereer, U is my seun, uit wie my beeltenis blink. Uit wie my beeltenis blink. So wat hier gesê word is, daai gegenereer het meer hierdie verstaan van, ek self het U bekend gemaak. Want uit U blink my beeltenis. Dis eintlik wat hier gesê word. En dit is wat ons in die Nuwe Testament sien, hoe hierdie Psalm 2 vers 7 dan ook verklaar word. Handelinge 13 vers 33, Paulus pas dit toe op Christus se opstanding as 'n verklaring of 'n openbaring van wat van ewigheid af waar was. Hoor gou hoe haal Handelinge 13 vers 32 en 33 dan ook hierdie vers aan. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek, daai heerlikheid, dat Jesus opgewek is, soos daar ook in die tweede Psalm geskryf is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer.
ek het u vandag bekend gemaak. In Hebreërs 1 vers 5, dan word dit gebruik om die Seun se verhewendheid bo die engele te bevestig. En dit is gegrond in sy goddelike seunskap. En dan in Hebreërs 5 vers 5 word dit toegepas op Christus se hoë priesterlike aanstelling. So Jesus word geopenbaar, sy heerlikheid word duidelik gemaak en dit is hoe ons daai genereer dan ook verstaan. Nou wat beteken dit dan as ons bely, want dit is ook in die belydenis en julle kan julle belydenis daar oophou, dan sê dit hy is van ewigheid af gebore. En dan sê hy is die enig geborene, so hy het 'n eie soortige unieke verhouding met die Vader. Maar nou sê ons en ons bely dit, hy is van ewigheid af gebore. Hoe werk dit nou? Wat ons dan sê is presies dieselfde as daai enige gebore. Wat ons sê, hy is van ewigheid af in 'n unieke verhouding met die Vader. Die geloofsbelijdenis van Nicea sê dit so: ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. So, julle sal sien ook daar word daar gepraat van hy is die enige gebore seun van God, hy is gebore uit die Vader, hulle het daai unieke verhouding, maar dan sê dit ook, hy is een in wese met die Vader. So, nou, ons gaan sien dat Nicea en Psalm 2 is nie teen mekaar nie, hulle is twee verskillende antwoorde op twee verskillende vrae. Nicea antwoord, wie is die seun? En dan sê ons, hy is ewig uit die Vader gebore. Psalm 2 antwoord, hoe word hy geopenbaar? En dan sien ons, hy word progressief in die geskiedenis geopenbaar. Nou Nicea noem hierdie twee onderskeie sake. Nicea sê hy is uit die Vader gebore, dis nou Jesus, en hy is een in wese met die Vader. Nou wat is die verskil tussen hierdie twee stellings? Wel gebore spreek van hierdie persoonlike verhouding, die Vader en die Seun as onderskeie persone. So dis nogal 'n belangrike konsep eintlik. Dis belangrik dat hulle dit gesê het, dat die belydenis nie net gesê het, hy is een in wese met die Vader nie. Want dan maak dit nie onderskeid tussen die persone nie. So daar moes gesê geword het, hy is uit die Vader gebore, dat hy 'n onderskeie persoon is in die drie eenheid. Maar hy is een in wese met die Vader om te sê, hy is ook God. So daai twee stellings was verskriklik belangrik dat hy dit presies so gesê het. So die probleem is as jy net sê dieselfde wese sonder gebore, dan het jy die eenheid, maar jy verloor die onderskeie persone en dit neig na Sabellianisme. Dit is eintlik wat die dwaalleer van Sabellianisme is dit. Die Vader en die Seun is net twee name vir dieselfde persoon. En nou as jy net sê gebore, jy sê Jesus is gebore, sonder dat jy sê hy is dieselfde wese, dan het jy die onderskeiding, maar jy verloor die eenheid, en dit neig na Arianisme, die Seun is 'n aparte, minder wese. So die stelling, hy is van ewigheid af dieselfde wese as die Vader, is waar en is belangrik, maar dit sê nog nie alles wat gebore sê nie. Gebore voeg by, die Seun is nie net dieselfde wese nie, hy is die Seun in verhouding tot die Vader, daar's 'n ewige persoonlike verhouding van liefde, kennis en gemeenskap binne die Godheid, en dit is wat die Christelike God uniek maak. God is nie net hierdie eensame God, nie, maar hy het hierdie ewige gemeenskap binne homself in die persone, en hy kan daarom gemeenskap met skepsels buite homself hê. Daardie is baie belangrik. En daarom dat hy ook mense kan kom red en vir mense kan lief wees. Want hy ken daai liefde binne homself, binne die persone. So dis belangrik om te weet wie God is en wie Jesus is. Die NGB vat dit dan net saam. Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie. Hy is nie soos 'n mens nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een wese met die Vader, so hy is ook God, soos die Vader God is, ewig saam met hom.
Jesus is die ewebeeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid. En ons sien dit ook daar in Hebreërs 1 vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. En Jesus is in alles aan hom gelyk. Dit is nou daar in die NGB. En ek lees dan ook daar die volgende gedeelte waar dit baie mooi wys dat Jesus moes daar gewees het voor die skepping. So die NGB argumenteer dan so: hy is van ewigheid die seun van God en nie slegs sedert hy ons natuur aangeneem het nie. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het. Goed? God het die wêreld geskep. Daar was 'n begin aan die wêreld. Nou kom die heilige Johannes en hy sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord wat hy God noem. So maar nou het alles ook ontstaan deur die woord. So deur God het dit ontstaan, deur die woord het dit ontstaan. En die apostel sê dat God die wêreld deur sy seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. Ons sien dit daar in Hebreërs 1 vers 2 en Kolossense 1 vers 16. So moet hy wat God, die woord, die seun en Jesus Christus genoem word, dis reeds bestaan het toe alles deur hom die Vader geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid, Micha 5 vers 1. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Jesus alleen is die ewige seun van God. Gelowiges daarenteen word eers in die tyd kinders van die Vader. Daar was 'n tyd toe ons nog nie bestaan het nie. Maar van Jesus kan ons dit nooit sê nie. Hy het nie eers begin bestaan toe hy gebore is uit die maagd Maria nie. Christus alleen is die natuurlike seun van God. Hy is die enige geborene. Hy het dieselfde natuur as die Vader, hy het die goddelike natuur. Ons daarenteen is nie natuurlike kinders van God nie. Ons het nie 'n goddelike natuur nie. Ons is tot kinders van God aangeneem. En dan sien ons dit ook daar in vraag 33. Waarom, en dit is nou die vraag 33 van die Heidelbergse Katekismes, waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? Omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Ons is aangeneem, maar Jesus is dit natuurlik. En hoe kon ons aangeneem geword het tot kinders? Deur die feit dat Jesus God is. Want dit is hy wat, omdat hy God is, kon hy die toorn vir ons, wat op ons sondes moes neerkom, wat hy kon dit dra, net weer eens Naam 1 vers 6, wie sal standhou voor sy grimmigheid? Wie sal standhou voor God se grimmigheid? Slegs 'n volkome ewige verlosser wat self God is. Nou Jesus se stelling dat hy al voor Abraham bestaan het, wys daarop dat Jesus nie net so wat 30 jaar al bestaan het nie. Jesus het al bestaan voor Abraham geleef het. Jesus se ewigheid kom ook duidelik na vore in sy gebed tot die Vader voordat hy na die kruis gegaan het. Daar in Johannes 17 vers 5, dan sê dit: En nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Daar's soveel skrifgetuies. Voordat die wêreld was Jesus. Sy punt is duidelik. Hy was by die Vader in die hemel voor die gebeure van Genesis 1 plaasgevind het. Hy is ewig, want hy is God. En daarom sê die Nederlandse geloofsbelijdenis, hy is dus die ware, ewige God, die almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. So gegee hierdie feit oor Jesus, wat is jou vraag op? Maar julle, wie sê julle is Jesus? En mag ons belydenis ook soos Thomas sin wees in Johannes 20 vers 28 en dit is nou toe Jesus nou aan Thomas verskyn en vir hom ook sy wonde wys en Thomas antwoord en sê vir hom, so Thomas kom tot hierdie belydenis, want hy weet hoe wie Jesus is en hy bely dit, my Here en my